Ja, ek sal vir ons open met gebed. Kom ons sluit die oë. Kom ons maak toe die oë. My koning, ek wil vir U ongelooflik dankie sê vir die voorreg wat ons het om vanoggend in U huis te kan wees, om vanoggend tyd saam met U te spandeer, om tyd saam met ons geestelike familie te spandeer en Here regtig net weer U woord te hoor, U hart te hoor, Here, U naam te besing en U naam net groot te maak, Here. Here, dankie dat ek hierdie diens en veral waar ons vanoggend 'n program het en dit is 'n spesiale diens. Dankie dat ek dit alles net by U voete kan neerlê. Here, dankie dat ons kan weet dat U reeds hier is saam met ons. Here, en dat ons regtig net kan vra dat elkeen van ons se hart op U ingestel sal wees en dat ons op U sal fokus en Here, dat ons harte ontvanklik sal wees vir dit wat U wil doen. Just have your way in this morning, Here. Dankie dat ek die bloed kan pleit oor elke persoon wat hier is. Dankie dat ek die seën kan uitspreek oor elke persoon wat hier is. En Here, dat ek die voorreg het om U naam te kan verhoog en te kan sê hoe kosbaar U is, hoe heilig U is, hoe groot U is. Wat 'n voorreg om U kinders te mag wees, Here. Ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay. Ons gaan begin sing vanoggend. Ons sal al ons verrigtinge sal ons aan die einde sal ons dit hanteer. Ek wil jou regtig uitnooi vanoggend om julle weet hoe dit werk. Die spasie is oop hier. Ons het hierso 'n ry uitgehaal want verlede week het dit vir my net te naby gevoel en op 'n knop ons het 'n ekstra ry hier uitgehaal dat daar weer spasie is. Maar ek wil jou regtig uitnooi vanoggend om net by die Here se voete te kom sit. Net te wees. Ons het in die bidkamer gepraat en toe sê ons partykeer het 'n mens nodig om te warfare, partykeer het 'n mens nodig om te sing, partykeer het 'n mens nodig om te kies om te doen wat jy nie verlus is nie en partykeer het jy nodig om net te wees. Net hier is ek. En terwyl ons in die bidkamer gepraat het, toe dink ek aan Sion was nog baie klein gewees. Hy was op daai stadium wat hy net begin rondhardloop het en ek onthou dit was net voordat pastoor Christa aan my oorgegee het en ek onthou ek het die dag daar agter gesit en hy het gehardloop en hy was besig en enigiemand wat al 'n kleintjie in die kerk gehad het, weet dit voel vir jou asof die hele Boksburg hulle kan hoor as hulle net So dit voel vir jou of almal weet ek my kind maak nou 'n geluidjie of hulle maak nou 'n klankie en ek onthou daar was 'n spesifieke diens gewees wat ek het gestaan en ek het gesing en ek was kind of soos weet dit pla jou nou en raak gewoond daaraan weet nuwe dinamika om aan gewoon te raak en ek onthou ek het nog gesing en toe sê die Here net vir my Venita op hierdie oomblik doen jou kind meer wat jy as mens geskep was om te doen as wat jy dit doen. Want jy strive om my te worship. Jy het 'n prentjie van dit is hoe dit moet lyk en dis hoe dit moet klink, but you are supposed to just be in me. And he is being and you are worrying. Wat doen ek dit reg? Wat doen ek? Hoe doen ek dit? Al daai tipe van goed. So ek wil jou uitnooi om regtig net soos 'n kind vanoggend te wees en net by jou Vader te kom sit en net te wees. Just be, just breathe him in, sit at his feet. He is here, hy is al hier gewees van vroeg vanoggend af. As jy wil staan op jou plek, as jy wil uitkom na die middel, as jy wil kom sit in die middel, kom vat net jou vrymoedigheid. Ek weet dis 'n rowwe jaar al is ons nog net by Maart, maar okay, amper April, amper by April. Ek weet dis 'n rowwe jaar so ver, maar ek wil jou uitnooi om regtig net by jou Vader se voete uit te kom vanoggend and to just enjoy his presence. Geen verwagtinge nie, geen prentjies in die sin van dis wat ek wil hê dit moet wees of hierdie liedjie of daardie of net just be. Kan ek dit vir julle uitnooi? So ek gaan vir julle vra om op te staan, wees in sy teenwoordigheid, geniet sy teenwoordigheid en let's just exalt his name. Okay, dankie Dave, dankie Roan.
place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I have is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, higher, higher. My life be lifted high, our world. Be lifted high, our love. Be lifted high. My life be lifted high, our world. Be lifted high, our love. Be lifted higher, higher. My life be
lifted up. Higher, higher, my life be lifted up, and our world be lifted up, and our love be lifted up. My life be lifted up, be lifted up, be lifted up. Give you glory, honor, be lifted up. Oh, be lifted up. Our love be lifted up. Give you all the glory. My life be lifted up. In our world be lifted, be lifted high. Oh, my life be lifted up. Our world be lifted up. Our world be lifted up. Higher, higher, my life be lifted up. Our world be lifted up. Our love be lifted up.
worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. And open hands and open heart, you're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. And fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. One thing I ask, one thing I seek, and so much more than anything, to dwell within your house for all my days. And knowing you is everything, so I let go of lesser things, and you alone are worthy of my praise. So stir in me a passion for your name. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are, and the beauty of the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Holy Spirit,
By ons die lied gesing het, toe krijg die prentjie in my kop, ons weet allemaal mees van die dam in die land is ook redelijk vol. En as die sluis van die dam oopmaak, wat gebeur eerst? Die water begin vloei. As die sluis oop, bly die water nie daar staan en sê, okay, die sluis is oop, maar ek gaan nêrens heen nie. Wat die Here volgende wil sê is, hy wil hê ons vanoggend ons sluise oopmaak bo kan ons koppe. Ons geestelike sluise oopmaak. En wanneer ons dit sing, as weer sal sê, net soos die woorde sê, let your anointing flow. Dat toe dat God se gees oor jou vloei vanoggend. Maak hy sluise oop. Want God se damp van seëning en salwing loop oor. En hy wil vanoggend hê met ons oorloop. Elkeen van ons. Dankie die man.
singing waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing it's you we adore. It's you we adore. Waiting here for you with our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing waiting here for you, waiting here for you. Eerstens ons 'n profetiese beeld wat ek nie noodwendig nou gaan share nie, want ek dink is nie vir nou van toepassing nie. Dis vir die gemeente, maar dit bevestig dat die Here hier is en dat die Here besig is om te werk. En terwyl ons sing, toe dink ek aan verlede week. Ek dink dit was verlede week wat ons gesê het dat ons koppel ons liefde aan mense se liefde, en as mense ons teleurgestel het, dan dink ons God gaan ons ook teleurstel. En as ek reg onthou, was die woord wat ek vir julle toe gelees het gewees op die einde, dat wat dit erger maak is die feit dat ons nie God, die Vader, Seun, Heilige Gees kan sien nie.
So we cannot physically see hom soos wat ek nou vir Divan of vir Roan fisies voor my sien nie. Ek kan hom nie fisies voel nie. En terwyl ons gesing het en ek besef, Here is hier en hy is teenwoordig en hy is besig om te werk, daar's van ons wat hom nie voel nie. En ja, ons moenie op ons gevoelens fokus nie. It's not supposed to be about what I'm feeling. I'm supposed to trust that he is here even though I don't feel it. Maar ek ervaar net dat om op 'n tasbare manier sy nabyheid vir ons vanoggend te laat deurskyn. Daar's 'n liedjie skrif, daar's soveel goed wat sê ons is die hande en die voete van Christus, nê? Ons verteenwoordig hom, ons is sy verteenwoordigers hier op aarde. En wat ek graag wil vra is dat, ek weet nie wat is julle volgende lied nie, ek weet nie wat die Here daarop hart gelê het nie, maar dat ons vir die volgende liedjie, jy hoef nie noodwendig uit te beweeg nie, jy hoef nie noodwendig net iemand wat langs jou staan, either side of you, dit maak nie saak nie, to just hold that person. Net jou arms om daai persoon sit, om net fisies die hand van Jesus te wees vanoggend. Want daar's van ons wat hom voel en ons is so, wow, this is amazing hier, en daar's van ons wat sê, Here, ek het net, I just need a touch this morning. En ons is hier om Jesus hande en voete te wees. So let's just be his hands and feet. Hou iemand vas, gee vir iemand 'n drukkie. Of dit nou 'n vinnige vashou is en of dit dalk 'n drukkie is en daai persoon moet huil, it doesn't matter. But let's just extend his presence and his physical touch this morning. Thank you. Mercy never fails me. In all my days, you've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. My life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Through the fire and darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've
known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. Oh, I will sing. Oh, I will sing. Oh, I will sing. Glory to His name. Glory to His name. And to my heart was the blood of glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. And glory to His name. Sing it again. And glory to His name. Let's give Him a shout.
se plekke weer vat, dankie. Baie dankie Diwan, baie dankie Rowan. Die lei in worship. Net bevestig wat Pastor Venita gesê het, van die drukkies uitgee vanoggend. En net iemand vashou. Toe ek hier voorgesit het, toe kry ek die beeld van die verlore seun. En wat het die verlore seun se pa gemaak? Op die pad, einde van die pad gestaan elke dag en uitgekyk vir sy seun. En toe sy seun aankom, het sy seun nie afgewak nie, of kwaad gewees sy seun nie. Wat hy gedoen? Hy het sy seun omhels. Het sy seun 'n drukkie gegee. En dis wat Jesus vanoggend wil kom doen. En dit was wat Pastor gesê het. He just wants to come and give us a hug. Ek kan sê amper soos, en altyd vir my sê, ek gee teddybeerhuggies. En dis wat Jesus vanoggend wil doen. Hy wil vanoggend weer kom, selfs tydens die woordbediening nou, wil hy dalk net kom en hy wil net vir jou tydens die woord, net vir jou 'n teddybeer drukkie kom gee. En ons sal verskoon as my stem 'n bietjie krap vanoggend. Hy was heel fyn geweest tot net so half by die worship. Toe begin my stem te krap, maar ek weet dit is lief vir my. En ek wil vanoggend met julle gesels, toe Dad hier weer gaan sit het en met Dad gesels het, oor waaroor wil Dad wil hê ek met julle gesels. Wat wil hy vanoggend vir julle sê op hierdie Sondagoggend? Jy het almal die moeite al gedoen om op te staan en aan te trek en kerk toe te kom. Ongeag van al die reëlings wat is my aftreepreek en like goodies, maar jy het die moeite gemaak om aan te trek en kerk toe te kom vanoggend, om te hoor wat God vir ons wil sê vanoggend. En ek wil vanoggend met julle deel oor die tema van God is 'n onveranderlike God. God kan nooit verander nie. Hy is dieselfde van vandag af tot in die ewigheid. God kan nie verander nie. En ek het 'n bietjie gaan kyk na wat is die betekenis van die woord. Oepsie. Ek moet oppas wie die mic hierso. Of ek gaan op my neus spreek. Ek wil gaan kyk wat die definisies is van die woord onveranderlik. In die Afrikaanse Woordeboek sê vir ons, onveranderlik is 'n byvoeglike naamwoord wat beteken onveranderlik of kan nie verander word nie. Daai is netjie. Kan nie verander word nie. So maak nie saak wat jy daarmee maak nie. Dit kan nie verander nie. Dit beskryf iets wat konstant, vas of permanent is. Byvoorbeeld sekere wette van fisika word as onveranderlik beskou omdat dit nie verander of verbreek kan word nie. Nou, ek het nie afgebaas by my studente wat by my bly is, Mishka Sinteel nie, hoe hierdie fisika gedeelte nie, want hulle is redelik waarvan ons as meer vir jou kan verduidelik hoe die fisika kant van dinge werk. Maar dit sê verander of verbreek kan word nie. In programmering is onveranderlik voorwerp een waarvan die toestand nie gewysig kan word nie, na die geskep is nie. Net soos sommige morele en etiese beginsels as onveranderlik beskou om dit. Hulle glo universeel en tydloos is. Mense se persoonlikhede en eienskappe kan ook as onbeskryflik beskou word, as hulle oor tyd konsekwent voorkom en bly. In die algemeen is die van woorde onveranderlike
'n term wat gebruik word om iets aan te dui wat standvastig en onveranderlik is. So jy sien, so sê het, iets wat nie verander kan word nie. En ek gaan kyk na die Griekse verduideliking van die woord unchanging. En die Griekse woord daarvoor, ek hoop ek spreek dit reg uit, is amatatheos, tetos. This word is formed from an A negative prefix and derivative of a metalmenia, to change, to transpose. Meaning it signifies something that cannot be changed or moved. En het wel, wat het die woordeboek skrywer gesê? Iets wat nie verander kan word nie. En hier is die Griekse vertaling, die verduideliking van die woord onveranderlik, presies dieselfde vir ons. From his place. Hebreëse verduideliking vir unchangeable is, while there is a single direct Hebrew word for unchanging, the concept is also conveyed by phrases or words that emphasize stability, permanence, or immutability, such as Elohim, God of eternity, or Shaddai, God Almighty. Elohim, God of eternity, God van die ewigheid, God wat nie verander kan word nie, God wat nie eendag so is en die volgende dag anders is nie. Ons gaan kyk na die punte volgende van onveranderlik. Soos ek gesê het, dit kan nie verander word nie. Dit is vas, dit is permanent. Iets wat standvastig is en onveranderd kan word. In Hebreëse verduidelikings dat hulle verwys na die naam van God Elohim, God of eternity en Shaddai, God Almighty. So duidelik dat wanneer ons praat van iets wat onveranderlik is, dink ons dat het nie verander nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Onveranderlik beteken 'n situasie of iets wat nie verander kan word nie. Maak nie saak wat se druk kom van buite af nie. Hoe, waar en wanneer dit gebeur nie. Jy kan ietsie vat en ek kan nou nie 'n voorbeeld neem, maar iets vat wat probeer, iets verander wat jy weet, kan nie verander word nie. En jy gaan sukkel, want dit kan nie verander word nie. Nou net soos God, onveranderlik. En ons sien dit vanoggend in die belofte, eerste belofte van God is onveranderlike God, sien ons in Numeri 23 vers 19. En Moses gee vir ons die belofte in hierdie gedeelte van dat God is 'n onveranderlike God. God kan nie verander nie. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit doen nie. Iets beloof en dit nie uitvoer nie. As God vir jou iets beloof het in jou lewe, of iets gesê het oor jou lewe, of jy het woord uitgespreek oor jou lewe, kan jy guarantee, God sal dit in vervulling bring. Want God se woord en sy beloftes is onveranderlik. God is nie 'n mens wat vir jou vandag dit sal vertel en môre sal God toe gaan en jy herinner God aan sy beloftes. Maar God sê tog in sy woord. Kom met 'n bietjie warm vanoggend hierso. God sê in sy woord. Ons moet herinner aan sy beloftes. En wanneer ons God herinner aan sy beloftes, gaan God nie so 'n mens partykeer maak, as iemand by jou kom, Monty, as jy my iets beloof het, en ek kom by jou oor so 3-4 maande, 5 maande, sê, Monty, onthou jy my het X, Y en Z beloof,
jy gaan my R20,000 gee. En ek kom by Monty en ek herinner Monty aan hy belofte. En dan kom Monty en sê sy, nee, dit was nie my woorde gewees wat gesê het nie. Ons het in algemeen gepraat, nie beloof ek gaan vir R20,000 gee nie. 'n Mens kan jou stories verander om baie keer by jouself aan te pas. Maar God is onveranderlik. Hy doen dit nie. As God vir ons iets beloof het, of iets vir jou gesê het in jou lewe, kan ek jou guarantee, 100% guarantee, God gaan dit in vervulling bring. Want sy woord is waar. Ons gaan kyk na 'n paar vrae oor onveranderlikheid van God in die boodskap. Nou ek het baie al gesê van dat God is onveranderlik. En ons weet almal, God is onveranderlik. Maar as ek die woord voorberei het, toe Dad my net weer 'n paar punte weer kom herinner, so baie ander punte, as ek almal vanoggend moes hanteer het vanoggend, sal ons dalk tot so 1-2 vanmiddag nog gesit het. Maar ek gaan vanoggend net op 'n paar punte stil staan, wat vir ons sê, dat God is onveranderlik. En die eerste punt waar ons gaan by stil staan, is, hy is betroubaar. Ons kan almal en altyd vir ewig op God vertrou. Want God gaan ons nie in die steek laat nie. En ons sien dit in Exodus 3 vers 14, in Afrikaanse 2020 vertaling sê dit, God sê toe vir Moses, ek is wie ek is, sê toe ook, so met jy sal dit antwoord, ek is wat na julle toe gestuur is. Dit is beloof dat God vir sy te gee, te sê, ek is God, ek is onveranderlik, julle kan op my vertrou. Julle kan julle volle vertroue op my plaas. En net soos wat God vir sy te gesê het, hulle moet op hom vertrou. En ek garantie, ek dink was tye in die Israelitiese lewe en ons lees dit, as jy die boeke gaan lees in die Bybel, van die trek van die Israeliete, en later kom, was tye gewees, waar die Israeliete gememoreer het. En God gevra het, geswonde het, God maar het ons nie in die steek gelaat nie. Het ons hier in die middel van die woestyn ingebring, en het ons hier verlos nou. Het ons alleen gelos. Maar God kom en hy gee vir Moses die woord niks so, dis, sê vir die Israeliete, ek is nog steeds wie ek gesê ek is. Ek het nog nie alleen gelos nie. Hulle kan nog steeds hulle vertroue op my bou. Want ek is die God wat betroubaar is. Ek is die God wat hulle nie in die steek sal laat nie, want die vyand wil kom aanval nie. En net so vanoggend wil ek vir julle sê, kan ons vashou in die wete, dat God is 'n betroubare God in ons lewens vandag. In hierdie jaar 2025, op die 30ste Maart, oggend, 9:00, 10:00. En ons nog steeds weet, God is ons God en ons kan op hom vertrou. Want dit is een van sy eienskappe wat sou sê, hy is onveranderlik, want hy is betroubaar. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Ons moet net vashou en weet, hy is en sal altyd by ons wees. En die tweede punt waar we kyk vanoggend is, wat vir ons sê, God is onveranderlik. En dit is, God
is eerlik. Wauw. Is nie awesome as ons 'n God dien. As hy gesê het, wat nie vir ons een oggend dit sê nie, en môreoggend vir ons dit sê nie. God se woord is eerlik. God se woord is waarheid. En ek wil weer terugbring na ons teksvers wat jy begin gelees het. Numeri 23 vers 19. En ek wil graag vir julle daai eerste A-gedeelte vir julle aanhaal in hierdie konteks. In die A-gedeelte van hierdie vers sê, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En dis 'n belofte wat ons kan vashou. Met die wete, ons dien 'n God wat nooit vir ons sal lieg nie. As God vir jou gesê het, ek gaan jou seën, gaan hy jou kom seën. Hy gaan sy seën hoe jy uitstort. Hy gaan vir jou deure oopmaak. As jy dalk voor die deur vanoggend staan, en jy sê, Here, maar, jy het die woord gegee, die woord gegee, dat jy gaan my deure oopmaak. En jy sit dalk hier volgende, jy twyfel dalk. Kan ek werklik aan God se woord hy vir my gee, vashou volgende? Kan ek volgende vir jou sê, sonder twyfel, kan ons vashou aan God se woord, as hy vir jou 'n belofte gee. Want God is nie 'n God wat lieg nie. Hebreërs 6 vers 18 sê dit vir ons, die tweede verantwoordelike ding, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En vir ons sal weer toevlug wat na hom toe kom. Tot ongeneem het. 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat hy vir ons weggelê het. Hebreërs sê vir ons hierso, God sal sy woord gestand doen. God is eerlik. As God vir jou beloof het, en as God vir iets gesê het, deur 'n profetiese woord, die iets in die skrif, 'n belofte in die skrif, kan ons dit vat, en jy kan dit gaan bank toe vat, en jy gaan dit deponeer in God se bank. Want jy garantie, daai belofte gaan nie bounce nie. Want daai belofte is 'n belofte wat ons gekry het by God, wat 'n eerlike God is. En ons weet, daai belofte gaan tot vervulling kom. En ons sien in vers nummer 23, soos ek sê het, God is nie 'n God wat sou lieg nie. Maar die mens verander ons gedagtes. Ons sien in hierdie skrifgedeelte tussen God se verantwoordelikheid en sy heerlikheid. Dit is inderdaad kommerwekkend. 'n eerlike persoon ook sal probeer om baie keer so 'n oneerlike persoon sal baie keer na jou toe kom en vir jou sê, Ansie is nou 'n baie onveranderlike persoon. En ek is nou 'n persoon wat Ansie gaan probeer oortuig. Sy moet haar siening verander. Ansie, jy glo God is eerlik. Maar Ansie, op X, Y en X dag het God dit beloof vir jou. Het God dit ooit vir jou gegee? Begin jy nie al 'n bietjie twyfel daaraan nie? Begin jy nie dink God is net so stories besig om stories te vertel nie? Nee. Ansie staan vas op haar beloftes. Want sy weet sy dien 'n God wat onveranderlik is en oneerlik is. En dis waar die wêreld kom. En hy probeer ons standvastigheid aan wat ons vashou aan God en sy eerlikheid. Probeer die wêreld kom en hy kom dit probeer verander. Hy probeer ons siening te kom verander.
oor God se woord en of God werklik eerlik is. Maar ons sien in God se woord in Numeri, ons sien in die Hebreërs, dat God is 'n God wat nie sal lieg nie. God se woord sal altyd gestand bly, onverander, ongesag wat gebeur nie. Want God is 'n eerlike God. En die volgende punt wat ek wil by staan van vanoggend is, God is 'n standvastige God. Ons dien nie 'n God wat eendag is hy so, en die volgende dag is hy so nie, en wisselvallig nie. As jy 'n voorbeeld kan maak, is nie deel van my preek nie, as jy sal weet, sy het my preek gelees. Ek wil 'n voorbeeld gebruik wat die Here in my Gees het, van Boeddha byvoorbeeld. Dink jy sê, Boeddha kom, is Boeddha vol stof, en lyk Boeddha anders. En die volgende dag kom jy, Boeddha kom, is Boeddha afgestof, en mooi blauw van lekker anders te weer. Nee. Ons God is standvastig en onveranderlik. Hy verander nooit nie. Hy is altyd vastig. In die teksvers sien ons in Psalm 11 sê daar vir ons, maar die planne van die Here staan altyd vas. God se planne staan altyd vas. Ons ken almal die skrif geleer in Jeremia, waar God vir ons sê in Jeremia, nee, sê God vir ons, ek weet die planne wat ek vir jou het. Die Here het klaar vir ons planne uitgetrek. En die planne wat God vir ons lewe geteken het, en uit opgetrek het, bly standvastig. Slegs God, wat 'n onveranderlike God is, 'n vaste God is die enigste persoon wat daar kan kom en sê, okay, David, ek moet dalk jou lewensplan 'n klein bietjie verander hierso, dis die pad wat jy nou op wil stuur. Maar slegs God kan hy verander aanbelang in die planne. Ongelukkig ons as mense wil baie keer die planne vat en dit gaan verander. God se planne vat en ons in maak. Ons sien dat mense vandag op die aarde neerlê, maar ongelukkig gaan die nasies nie vir ewig staande bly nie. As ons en ons mense vermoëns en nie op God se standvastigheid ons fondasies bou nie, gaan ons fondasies nie bly staan nie. Hulle gaan wankel. En as jy navorsing gedoen het, ek wil eers dat afkom en Dr. Boone se boodskap wat hy geskryf het oor God is aanvanklik. Het hy gesê dit is hartseer dat ons sien hoe kerke om ons hulle deure moet sluit. Maar dit wys vir ons dat selfs die kerkgebou en die mens nie vir altyd daar sal wees nie. So hartseer. As jy net om ons omtrek kyk, ons omgewing kyk, hoeveel kerke moes hulle die deure sluit al? Hoeveel kerke se fondasies geskit as gevolg van omstandighede. Maar die mense is die kerkgebou wat dalk gesluit het. Maar die mense, ons, Kairos, familie, gemeentelede van die gemeente, as hulle geloof in God gebou het en standvastig is in God se geloof, kan die kerkgebou maar toemaak. Ons
sal nog steeds standvastig bly. Ons fondasies sal nog steeds standvastig wees. Ons fondasies is gebou op God wat standvastig is. God wat 'n onveranderlike God is, wat 'n fondasies van standvastigheid skep. Sommige bevriende ek vanoggend vir jou vra, wanneer ons besluit maak in ons lewens, kom ons gaan na die God toe van standvastigheid. Moet jy wêreld toe gaan om te help verwar, want die wêreld is wisselvallig. Die wêreld val van een kant aan die ander kant toe. Die wêreld gaan vandag vir jou sê, maak so, en môre gaan hy vir jou sê, maak so nie. Die ekonomie gaan vir jou sê, okay, hierso hierdie dag, belê in hierdie aandele, môre gaan vir jou sê, nee, verkoop die aandele, koop hierdie aandele. Want die wêreld is wisselvallig. Soos fondasies op die wêreld se beginsels gaan bou, gaan ons fondasies ongelukkig wankel. Maar as ons fondasies bou op God wat standvastig is, gaan ons fondasies nie kan kraak nie. Die vyand gaan wel probeer regkry ons fondasies te probeer kraak. As iemand nou vir my sê, die vyand gaan probeer omgooi, maar he's gonna push me down, but he's not gonna keep me down. Ek gaan weer opstaan. My fondasies is gebou op God. En terwyl my voete op die fondasies van God is, en God se standvastigheid is, sal die vyand dit nie reg kry om my onstandvastig te maak in my fisiese lewe, my geestelike lewe, my finansiële lewe, my emosionele lewe nie. Dit is gebou op 'n God wat standvastig is. En die laaste punt wat wil kyk volgende is, God se woord is onveranderlik. God se woord is onveranderlik. En dit kom weer terug na ons skrifgedeelte in die begin van Numeri. Dat God se woord is waarheid. En ek wil graag vir julle vanoggend hierso 'n aanhaling lees wat ek die boodskap van Dr. P.G. Boone van die Maranatha gemeente geskryf het oor hierdie punt. Ek het 'n tydjie terug 'n boek gelees uit die 1800s waarin die skrywer voorspel het dat die Bybel binnekort 'n vergete boek sou word en dat kerke sou ophou bestaan. Dit was in die tyd van die industriële revolusie en die groot tegnologiese ontwikkeling wat daaruit voortgekom het. Ons is alweer 200 jaar verder en niks daarvan het waar geword nie. Die woord van Christus is nog steeds die mees verkope boek op aarde. En Christus se kerk is nog steeds daar. Dis nie awesome nie. Mense het in die 1800s het mense begin voorspel dat God se woord, die Bybel, nie meer sal bestaan nie. Dat God se woord sal ophou gedruk word. Dat dit sal verdwyn in die duisternis in. Maar ons is 200 plus jaar later. En God se woord is nog steeds met ons. Die Bybel is nog steeds met ons. En is nog steeds die mees uitverkope boek in die wêreld. Dit was met verskokkend gewees. Toe ons 'n rukkie terug vir die kinderkerk boodskap Bybels wou koop. En glo dit of nie, om in die stelling te bevestig, dat die Bybel is nog die mees verkope boek. Ons kon nie by een koemboekwinkel of een of ander Bybelwinkel 'n boodskap Bybel te koop kry nie, en ons almal uitverkoop gewees. Ons het soos die Here dit wil, het ons die einde 3 boodskapboeke Bybels gekry in Boksburg kom. Wat wys jy net? Ek glo my ons het gebel. Benita het gebel.
Amanda het gebel. Ek het gebel. En dan moet jy bel sê net sorry. Out of druk. Out of stock en hulle weet nie wanneer gaan hulle weer in stok kry nie. As jy wel vir jou wil kom sê, die woord van die Here dra nie meer waarde nie. Surprise vir hom. Die woord van God het nog steeds krag. Die woord van God is nie dood. As jy God se woord lees en God se woord bestudeer en jy plant God se woord in jou lewe, gaan God se woord lewendig in jou word. Dat gaan die lagos, die rema woord word in jou lewe. Dit gaan die begin en die eindpunt wees waarna jy verwys as jy vra het. Te gaan na God se woord toe. Na God se woord in gebed. Vir jy te vra, breek oop die woord vir my. Wys vir my wat die woord vir my wil sê. Want God se woord sal altyd standvastig wees. God se woord sal nie verander word nie. Ons kry volgende belofte in Markus 13 vers 31. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar die woord nooit nie. Vir wie lees? Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woord nooit nie. So die wêreld kan maar kom met hulle voorspellings en sê, die Bybel is nie meer van pas nie. Die woord van God is nie meer van pas op vandag se lewe nie. Daar is soveel ander goed wat meer van pas is. Daar's Google, daar's TikTok, daar's Instagram. Allei goeie, ek is nie op almal nie. Die jong mense moet my reg help. Waarna mense hardloop om te gaan lees as hulle iets wil weet. As hulle vrae het om antwoord. Maar ek wil jou garantie vanoggend, as jy jou vraag vat en jy skryf hom neer en jy gaan vat jou vraag en jy maak 'n Bybelstudie van jou vraag en jy gaan vat jou vraag en jy bestudeer in die Bybel, kan ek garantie jy gaan die antwoord op jou vraag in die woord van God kry. Nou ek sê nie Google en daai goed is verkeerd nie, misverstaan nie. Maar ons moet oppas dat ons nie God se woord vervang met die tegnologie soos Google en TikTok en Instagram en Facebook en allerlei tipe goed nie. Die God het in die wêreld geplaas om ons te help. Ons gebruik self Google as ons preke uitwerk, glo my. Dr. Google werk baie hard partykeer as ek my preek uitwerk. Ek sit met preke so 5, 6 open tabs op my rekenaar. Want ek verwys en navorsing gedoen. So Google is goed. Maar Google moenie ons enigste bron wees van ons lewens nie. Google moenie die eindpunt wees nie. God se woord moet die rema en die lagos woord wees in ons lewens. God se woord moet die beginpunt en die eindpunt wees van dit wat ons lewens besluit en die besluite wat ons maak, dat God se woord ons sal lei. Want God se woord is die lig vir ons pad. Soos hierdie kers, die voorbrand, verlig hierdie kers hierdie area. En dis wat die woord van God doen. Die woord van God kom en hy kom verlig jou lewe. Dit breek oop lig in 'n donker tyd. En ek wil vanoggend my boodskap afsluit om vir julle die lied te lees wat ons almal so baie goed ken. En ek hierdie lied weer luister in die week. Dis vat die lied so die boodskap in mekaar, die krag van die boodskap wat ons sê God is 'n onveranderlike God.
God kan nooit en sal nooit verander nie. Hy is en bly vir ewig dieselfde. Sy ja is sy ja en sy nee is sy nee. Hy gaan nie vir jou sê miskien nie. By God sê ja of 'n nee. En die woorde van die lied sê die volgende. Dan gaan op die bord vir julle ook sit. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of the darkness. You have filled me with peace. Give me mercy. You're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are. Faithful forever. You will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, you have brought me here. You pulled me from the ashes. You have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't but sing. Faithful you are. Faithful forever. You will be faithful. You are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful you are. Faithful forever you'll be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. I will rest in your promises. My confidence is your fulfillment. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful you are. Faithful forever. You will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Thank you, Lord. We say, thank you, Lord. What a faithful God you are. We say thank you. We say thank you. I'm not losing hope because I know that my God is faithful. Do you know that your God is faithful? Oh, I'm not losing hope. I'm not giving up because my Father is faithful. Oh, my Father is faithful. Yes, we say yes and amen. Oh, my Father is faithful. Yes and amen. Oh, my Father is faithful. Yes and amen. My Father is faithful. Yes and amen. My Father is faithful. Yes and amen. Is nie awesome, my liewe Vader, familie vanoggend. En ek julle vanoggend los met hierdie belofte. Ons dien 'n God wat onveranderlik is. We serve a God that is unchangeable. The world cannot change him. Nothing in the world can change him. No pressures can change him. Because he is in control. Hy is in beheer van elke druk waardeur ons gaan. En hy kan vir ons uitweg gee. Want hy is 'n onveranderlike God. Hy is 'n standvaste God. Hy is 'n eerlike God. En ons kan altyd op sy woord vashou. Simmelie wat God ons vanoggend. Wanneer jy lewe dalk rolvraag om jou vanoggend. Of hierdie week of die tyd vir vorentoe lê. Besef nie dit volgens gesê is maart maand en baie van ons voel dat dit is November maand. Ons is moeg. Maar weet net, ons dien 'n onveranderlike God wat 24/7 elke dag, elke sekond, elke minuut by ons sal wees. Maak nie saak wat gebeur nie. Ons bid saam. Liewe ons sê baie dankie dat ons vanoggend weer eens kon hoor dat ons dien 'n onveranderlike God, Here. 'n God wat betroubaar is. 'n God wat eerlik is. 'n God wat standvastig is. 'n God op wie se woord ons kan vashou
en weet, u woord is die waarheid. En u woord sal tot ewigheid bly staan, Here. En ons dank U, Here, vir die geleentheid, Here, om te weet, U is altyd daar vir ons, Here. En hier kom hy by dag en sê vir ons, ek kan nie nou met jou praat nie, ek is te besig of ek voel nie lekker nie. Nee, U is dieselfde God, vandag, môre en elke dag. In die oggend, in die aand, in die middag. Maak saak wanneer ons na U toe gaan, is U altyd dieselfde, Here. En ons dank U daarvoor in die wonderlike naam. Amen. Ek gaan voordat ekskuus, ek praat baie sagter. Nou moet jy eers weer my opperstoot. Ek gaan voordat ek in die program ingaan en ek dink eintlik dit sluit baie mooi aan, gaan ek vra vir Sarel en Melissa om vir my asseblief vorentoe te kom terwyl julle alles daar reg kry vir ons. En ek dink dit sluit so mooi aan eintlik by die woord selfs toe ons gesing het en die woorde van die liedjie het gesê voor dit het iemand ook 'n liedjie gesing wat het ook gegaan oor faithfulness. Faithful, all my life you have been faithful, nee? Ek het hom, het my rukkie gevat, maar ek het hom. En ek dink dit is net so getrou van die Here om net oor en oor te kom bevestig dat ons kan op hom vertrou en ons kan hom vashou en ons kan op hom staatmaak. En as hulle gaan uitkom, dan gaan ek ook, ek dink baie van julle ken nie vir Sarel en Melissa nie. Hier's 'n paar nuwe mense, maar ek dink hier's ook baie van ons wat hulle journey ken. En ek dink daar's baie wat nog nie geweet het dat klein Juda ook sy verskyning gemaak het nie. Hy is ons jongste lyfie in die gemeente. Hy is nou 8 weke, 7 weke. En dis hoekom hulle min slaap. Daar's daai mental leave wat nou inkom. En ek dink selfs as ek vir Sarel en Melissa net geluk wens met hulle mooi seentjie, dan dink ek kan hulle ook getuig van God se getrouheid. From it wasn't the easy road to here, but here he is, and God was faithful, and he kept his promises, and he carried you through. So ek wil hom aan julle voorstel, en ek gaan, mag ek? Weet julle hoe moeilik was dit om vir 9 maande geheim te hou? Ek het toe Sarel hulle gesê het, hy kom sê, mag ek hom vashou en mag ek hom vir die mense wys, want dis net, ek dink julle almal is saam met ons net verheug oor die absolute getrouheid van die Here, nee, so klein Juda Maree, ons jongste lyfie in die gemeente. Ek gaan dan vra dat julle asseblief vir ons die video sal speel voordat ek gaan gesels. It's like it was yesterday, I was praying for a miracle, scared to have a little hope, and now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God,
I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that Two, three, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Ek gaan vra vir Tannie Joan of sy ook hier voor asseblief by oom sal kom sit. Ek het toe ek die slideshow gemaak het, toe dink ek terug aan toe ons Pastor Christa moes groet. Toe was een van my goed wat ek gesê het, ons moet regtig meer foto's begin neem. En ek sien ons het dit darm so 'n bietjie begin regkry. So ons kom darm daar. Dankie mamma. Ja, en ek dink as mens so foto's bymekaar sit, dan partykeer onthou jy van memories wat jy eintlik al vergeet het, en jy onthou van goed wat gebeur het, en oomblikke, hoogtepunte, laagtepunte, everything in between. En eintlik dink ek nie is 'n paar minute video, dit doen dit nie regtig gestand, die tyd wat oom hulle in die gemeente was, alles wat julle gedoen het, everything you were a part of, elke funksie, elke dingetjie gewees nie, maar net as 'n klein stukkie, 'n paar memories van oom se tyd hier. So ek gaan lees, want ek gaan stiek by my notas, want anders gaan ek sidetrack raak, en anders gaan ek meer emosioneel raak. So ek gaan stiek by my notas, né? Okay. Ek dink min mense weet regtig dat oom van die begin van Kairos, soos ons haar vandag ken, dat oom van die begin af hier was. Reeds toe Pastor Christa destyds eers as die interim of die waarnemende pastoor aangestel is, was oom deel van die raad wat haar hier aangestel het. Oom was deel van die raad wat haar hierheen koopteer het, hy was deel van die raad gewees, en selfs in die begin wat daar gekombineerde rade was tussen Whitfield Oos en Primrose Oos, oom was deel van daardie gesprekke, oom was deel van elke besluit, elke aanstelling, en dit was alles gewees nog voordat oom eers officially aangestel was by Kairos. You were here from the beginning as we know her today. En ek het hier ingesit, you've seen it all, you were a part of it all from the beginning, vir 13 jaar lank was oom hier gewees, van wat Kairos begin gebou geword het.
En vir die wat nie weet nie, 'n tentmaker is die term wat gebruik word om 'n pastoor wat nie voltyds in bediening staan nie te beskryf. So met ander woorde, hy is nie elke liewe dag hier op kantoor nie, hy is steeds selfbesoldigend, hy het sy eie werk buite die kerk, is nie soos ons wat net een dag 'n week werk as ons voltyds is nie, nê. So as jy sê iemand is 'n tentmaker binne die bediening, dan beteken dit hy het bedien hier, maar hy het nog steeds sy eie werk gehad buite hierdie 4 mure. En hy het nog steeds, hy moes sy eie werk gedoen het en hy moes hier by die gemeente kom werk het. En hy moes sy eie werk maandag tot vrydag gedoen het en in die aand en oor naweke het hy nog steeds was hier by die gemeente gewees en het hy goed gedoen. En ek dink almal wat hier is wat vandag hier is om nie eintlik afskeid te neem van oom nie, maar om oom te vier en oom se bedieningsjourney te celebrate, sal met my saamstem dat van dag 1 af as oom fully committed aan Kairos. Daar was nie gewees van 1 voet is in Telkom en 1 voet is in Kairos nie. Al 2 voete was eintlik in Kairos, al moes oom in Telkom se kantoor gesit het. En van dag 1 af was oom committed gewees, nie net aan die mense van hierdie huis nie, maar ook aan pastoor Christa en oom Frans destyds en absoluut vandat ons oorgevat het aan my en Stomie ook. You've always been there, you've always been faithful. Al was oom nie voltyds aangestel nie elke liewe dag hier op kantoor nie, het oom se rol en verantwoordelikhede en oom se werk in Kairos nie vir een oomblik net halfies gedoen nie. Elke funksie was oom daar, elke ding wat oom tussendeur oom se voltydse werk kon reël, het oom gereël. Oom het baie met Telkom ewen gefight aan ABA. Ons het mos nou 'n insider, né? Oom het fights gefight vir ons en oom het goed gereël en oom het goed gedoen. Elke gebed wat oom gebid het oom met oorgawe en opregte hart gebid en elke keer wat daar 'n diens is of wat daar een of ander aksie is, as oom woord kry en Here gee vir oom skrif, then it is absolutely on point en dit is suiwer en dit is reg. Oom se opofferings, oom se toewyding, oom se bereidwilligheid om te help, om op te daag, of dit nou was met bediening of skoonmaak of in die kombuis of waar ook al dit was, oom se dienskneghart was nog altyd sigbaar gewees. Die manier hoe oom vir die mense van Kairos, oom se mense, hartsmense, vriende, family, soos wat ons vanoggend gesê het, besoekers en lidmate alike omgee, liefhet, dink ek sal altyd een van die kosbaarste dinge van oom as mens wees. Hoe dit oom se herdershart met oorgawe liefhet, met oorgawe sorg, met oorgawe lei en ondersteun en daar is. Hoe oom se hart breek vir alles waar die ander mense se hart breek, is dit asof dit met oom self gebeur het, oom se empatie en oom se omgee. As ek dink aan oom se tyd by Kairos, dan dink ek aan Aaron en Hur, wat Moses se hande hoog gehou het. Oom was altyd bereid om almal se hande hoog te hou. Nie net myne of Stomie se nie net pastoor Christa of oom Frans se nie, maar elke persoon wat deel was van Kairos, wat deel is van Kairos, hulle wie gekom het, hulle wie gegaan het, hulle wie gebly het, hulle wat kom en gaan en weer kom kuier. Elke persoon met wie oom in aanraking gekom het, oom se besorgdheid oor en oom se liefde vir elke persoon, oom se geduld en oom se deernis. Ek het definitief nie dieselfde geduld as wat oom Davey het nie. Daar's so baie dinge, soveel gebede, soveel opofferings, soveel worstelinge wat ander mense nie noodwendig raak gesien het of eers van bewus is nie. Nou die dag het iemand 'n prentjie geshare wat hulle gesê het, pray for your pastor because even though they are going through their own stuff, they are still there for you. En ek dink dis absoluut waar van oom en tannie Joan. You went through a lot of stuff in the past 13 years and yet you were always here for us. You didn't throw us aside, you didn't forget about us, you didn't turn your backs on us even once. Ek weet dit was nie altyd maklik gewees nie, en 13 jaar het sy fair share van good times, van bad times, times of stretching buite comfort zones, tye ook van seer kry en teleurstelling, maar baie beslis, ook baie hoë hoogtes, baie oorwinnings, baie amazing memories gehad, persoonlik en binne gemeentekonteks. Ek dink nie iemand wat nie op een of ander manier in die bediening staan, sal ooit regtig die volle gewig daarvan verstaan nie. Hulle sal nooit regtig verstaan wat die omvang en die impak daarvan is, beide op die mense, maar ook op jouself nie. Ek dink hulle sal ooit verstaan wat die seen en die unseen things is nie. Partykeer verstaan ons dit self nie eers nie. Maar ek dink ook nie hulle sal ooit die vreugde en die vervulling en die reward daarvan besef nie. Die reward van
Here, ek het U nou vertrou, al het U vir my gesê om iets te doen wat ek nog nooit gedoen het nie. Here, ek het hierdie woord gebring, Here, ek het dit gedoen, en om dan die vrug te sien, en te sien hoe mense daarop reageer, en te sien hoe God aanhou werk, net omdat ons getrou is en gehoorsaam is. Vanoggend wil ek vir oom dankie sê, en ek wil vir oom voor die gemeente, voor oom se familie, wil ek vir oom eer vir wie oom is. Nie net dankie sê nie, but I want to honor you for the person that you are. Not only for what you've done, but for who you are as a person, for your heart and your character, vir alles wat oom vir Kairos gedoen het en steeds doen, vir oom se liefde vir almal van ons, vir oom se liefde vir ons dad, wat daar bo in die hemel is. En ek sê weer, you've seen it all, you were a part of it all, from the beginning, en Kairos sou nie vandag gewees het waar sy is, as oom nie ook stukkie van die legkaart was nie. As oom nie hier was nie, sou Kairos nie gewees het wie sy is nie. You loved and you still do. You love Kairos and you love her with everything in you, and you love every single person absolutely the same. Tannie Joan, vir Tannie wil ek ook eer vanoggend, en vir Tannie wil ek ook dankie sê dat Tannie nog altyd vir oom Davey bygestaan het. Dat Tannie hom nog altyd ondersteun het. Dat Tannie sy arms hoog gehou het, terwyl hy die res van ons sy arms hoog gehou het. Dankie dat Tannie vir hom 'n steunpilaar in die bediening en in die lewe was. Dankie dat Tannie deel van sy ons was. Dankie dat Tannie ook soveel opgeoffer het, soveel gegee het, soveel lief gehad het. Ek weet dat oom Davey dit nie sonder Tannie sou kon gedoen het nie. And if I may say it on behalf of him, thank you for everything. Thank you for your love and your support, your willingness to be in the ministry with him, because it's not an easy decision or an easy road. But you took it on with him and you didn't leave his side. Thank you for everything that you've done for Kairos, and that you love us, and thank you for the privilege that we can be a part of your lives and that you are a part of our lives. We love you and we appreciate you too. En terwyl ons vanoggend aan die einde van een seisoen staan, weet ek dis nie net die einde van 'n seisoen nie, maar is ook die begin van 'n nuwe seisoen. When one thing comes to an end, a new season starts. En my gebed is dat ons koning nie net vir oom nie, maar vir beide van julle sal seën, dat hy julle huwelik sal seën, julle toekoms sal seën, dat hy julle sal beskerm en sal onderhou, en dat hy sal gee dat selfs die nuwe seisoen wat vir julle voorlê, 'n kosbare, joy-filled en 'n anointed een sal wees. You're not done with ministry. You're just moving into a new aspect of ministry, want jy kan nooit dit ontgroei nie, né? Die aspek verander net. En ek glo met my hele hart en met my hele siel that the best still lies ahead. God's not done with you yet. En ek wil graag Psalm 37 vers 25 vir oom lees as 'n getuigskrif, maar ook as belofte, en dit sluit weer eens aan by vanoggend. Die Afrikaans 83 sê, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien nie. Die NIV sê, I was young and now I'm old, yet I've never seen the righteous forsaken. En die Passion Translation sê, I was once inexperienced, but now I am old. Not once have I found a lover of God forsaken by him. Daar was 'n dag wat dit oom se eerste dag agter die kansel was. En vandag het oom ervaring en oom het jare en oom het genade. And not once has he forsaken you. The righteous will never be forsaken. He has never forsaken you and he isn't planning on doing it now. Ja, dis 'n nuwe seisoen. Ja, daar lê onbekendhede voor. Maar mag oom ook, nes oom ons vanoggend herinner het en bemoedig het, altyd vashou aan die onveranderlike een. Altyd vashou aan die een wat daar is, wat nie verander nie. The one who doesn't change, the one who will never leave you nor forsake you. En mag oom, nes oom vandag kan sê dat oom aan die begin van oom se bedieningsjourney jonk of inexperienced was, soos wat die verse sê, kan verklaar dat nou waar oom se bedieningsjourney in hierdie aspek tot aftrede kom, God oom deurgedra het, oom sustain het, oom anoint het en oom naby gehou het. And that even going forward, in the words of Isaiah 46, even to your old age and your grey hairs, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. En mag ons daaraan vashou tot die einde van dae. En dan wil ek graag vir oom en vir Tannie Joan 'n brief voorlees van pastoor Christa af. Sy kon ongelukkig as gevolg van ander verpligtinge nie vanoggend hier gewees het nie, maar sy het gevra dat ek dit vir julle sal voorlees.
Liefste David en Joan, waar begin 'n mens om twee sulke kosbare mense, kosbare vriende te bedank? Te bedank vir jare se vriendskap, jare se gebede, jare se lag en huil. Ek ken julle van voordat David bediening toe gegaan het en ek weet hoe hard hy gewerk het om sy studies te voltooi met Joan wat hom die hele pad ondersteun en aangemoedig het. Davy, as ek aan jou dink, sien ek onmiddellik jou sagte hart vir alles en almal. Jou hand en jou hart en Joan se daarmee saam was nog nooit toe om enigiemand in nood te help nie. Niks was ooit vir een van julle moeite gewees nie. Iemand anders wonder nog of hulle moet huil, Davy, dan huil jy al klaar. Julle is eerbare en loyale mense wat baie sleg is daarin om ander mense af te kraak of te na te kom. Dis net nie deel van julle make-up nie. Ander se seer kry as julle seer kry. Ander se nood laat julle huil. In die kerkwêreld is David een van die beste Aarons en Hirs wat ek al ooit ontmoet het. En ek het altyd gesê dat geen hoofpastoor ooit sonder David moet of kan funksioneer nie, want hy is altyd daar iewers, reg agter jou om te vang waar jy laat val en om jou arms te lig as jy moeg is. Jou liefde vir God, Davy en Joan joune is sigbaar vir almal wat deel is van julle lewens, wat 'n voorbeeld van Christus karakter, van Jesus hande en Jesus voete. As vriende het ons vier se paai lank paai saamgeloop, lagpaaie maar ook baie huilpaaie, maar altyd daar vir mekaar paaie. Dankie dat julle vir my en Frans en nou vir my kosbare en waardevolle vriende is en nog vir lank gaan wees. Mag die Here julle seën vir julle liefde, julle omgee en altyd net daar wees vir ons. David, mag jou rusjare goeie jare wees, my vriend. Ek weet dat jou passie vir God en sy koninkryk nooit sal uitbrand nie, maar ek weet ook dat jy hierdie seisoen van rus verdien. Mag dit met jou, mag dit met julle goed gaan, mag Abba se blessings op julle rus. En ek gaan dan vra Divan en Roan of julle asseblief vir ons na vorentoe sal kom. En ek gaan vra om David en Joan of julle ook vir my asseblief nader sal kom tree. Ek het vir die band gevra dat hulle asseblief namens ons as gemeente die seën oor julle sal sing. As 'n dankie vir wat julle gedoen het, but also going forward that you would just be so aware of His blessing and of His presence and of His faithfulness that you will know that He has you and that He will carry you. And that in the same way that we appreciate you, He sees you and He honors you. And He is declaring that you are good and faithful servants. So mag dit julle bless en terwyl hulle dit sing, wil ek julle graag met nagmaal bedien en net 'n stukkie van Jesus vir julle gee. Dankie julle. Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. En amen, en amen, en amen, en amen, en amen, en amen. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan, langs aan jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou.